ek sien jou nie eers daar nie. Ek's bietjie besig om te kyk hier na 'n nuwe app. Sy naam is Koer. Dis een van die nuwe online dating apps. Dis mos nou die maklikste, veiligste manier om te date. Maar is dit die beste manier van date? Ek wonder. Met COVID het ons so gewoond geraak om onsself te isoleer, dat dit nou nogal maklik is om jouself agter 'n skerm te sit en te begin date, en 'n profile te create, en jouself so te voor te stel as iemand wat jy nie dalk heeltemal is nie. Want met dating, kom ons face dit, dis nogal 'n vulnerable posisie waar jy jouself sit. Jy moet die regte jy wees as jy nou oorkant 'n koffietafel met 'n cappuccino sit en diep in iemand se oogies kyk en met hulle gesels, of by die kerk ontmoet voor kerk. En ja, jy moet regtig jouself wees. Jy kan nie so fake wees, of nie regtig fake nie, jy kan nie eintlik 'n ander weergawe van jouself voorstel nie. En dis wat ek nou nogal wonder oor met hierdie online dating. Dit was definitief nie in die Bybel 'n boek of 'n chapter wat sê of mens mag of nie mag date of online date nie. En dit is eintlik wat ek vir julle wil sê is, hierdie hottie vandag gaan nie oor of ek mag of nie mag nie. Wat is die beste of veiligste of maklikste manier van date nie? Waarmee ek julle wil challenge is, hoe lyk die online dating persona wat jy create en die persoon wat jy uitsit op al jou social media platforms? Wil iemand koes vir jou of wil hulle koer vir jou? Is die mens wat hulle sien op die skerm dieselfde mens as wat hulle Sondag by die kerk gaan rondloop? Want op Facebook en op Instagram en op hierdie dating apps is daar filters en ons soft focus en ons angles om die beste selfie te neem, en ons kan onsself voorstel in hierdie highlight lewe. Dit is soos die beste van die bestes. Daar gaan niks nooit fout nie. Jy het nie 'n bad hair day nie. My ouma het altyd gesê, 'n oomblik op die lippe vir ewig op die heupe, en kyk, daar was nog nooit 'n waarder gesegde as nou met COVID nie. So, maar met die regte angle lyk enige iemand 20 kg ligter, en jy kan dit nou laat gebeur met social media. So, as jy nou al hierdie dinge bymekaar sit, hoe reël is jy nou regtig? Hoe stel jy voor die persoon wat God jou create het om te wees? Sal 'n ou of 'n meisie nou verby jou loop in die straat of by die kerk en dink, o, daar gaan Jenay, sy is saam met my by die kerk, of sal hulle verby jou loop en dan weer terugkyk en dink, sjoe, daai is nou 'n mooi meisie, en dan as hulle jou op 'n profile sien, dan is hulle soos, dit is glad nie dieselfde mens nie, dis totaal verskillende mense. So dis 'n saak van hoe honest en hoe real is jy met die mens wie jy elke dag is, versus die mens wat jy op social media is. So dis 'n half, ek challenge jou met, ons gebruik nou dating as die metafoor vir hoe reël jy is met wie jy vir die wêreld wys op social media versus wie jy wys in jou reël elke dag. So, of jy nou gaan koffie drink saam met Chris of Penny, of jy nou met hulle online date gaan hê, dit maak nie saak nie. Dit is die persoon wie oor kan die tafel sit of oor kan die skerm sit met Chris en Penny wat saak maak. Is dit die persoon wie God gemaak het? Is dit die persoon wat geanker en gegrond is in Jesus se waarheid, wat nie gewaai word deur enige nuwe craze op TikTok of enige nuwe worship liedjie, en dan gaan ons nou weer al die pad hierdie kant toe, want dit is nou wat hierdie nuwe worship liedjie sê nie. Hulle is gegrond in wat die woord sê en die waarheid is oor hulle lewe en wat God oor hulle sê. Is dit die persoon wat jy in social media en op jou online dating profile wys, so en in jou regte lewe? So dis die challenge wat ek jou mee hierdie week wil uitstuur en sê, gaan kyk bietjie na al jou verskillende platforms. Die een vir wie jy nou in die spieël in kyk, soos jy die regte jy, en jy op elkeen van jou platforms en jou social media profiles. Gaan kyk bietjie, is dit dieselfde mens wat daarna kyk? Ek sal nogal excited wees om te sien of jy wie ek Sondag by die kerk wees, of sien, dieselfde mens wees wat ek op julle social media pages bietjie gaan stalk. Sien julle later.